Kyk, 2.2. BT-mielies is 'n gewas wat geneties gemodifiseer is om weerstandig teen insekte te wees. Die tabel hieronder toon die persentasie grond wat gebruik is om BT-mielies aan te plant en die hoeveelheid insekdoder wat tussen 1995 en 2010 in 'n sekere land gebruik is. Beskryf hoe genetiese manipulasie van BT-mielies gedoen is. Wel, is baie eenvoudig. Hulle sê dit vir jou daar in die opskrif. So die geen wat weerstandig is teen insekte is toegevoeg tot die DNA van die BT-mielies. 2.2.2 beskryf die verwantskap tussen grond wat gebruik is om BT-mielies aan te plant en die hoeveelheid insekdoder wat gebruik is. Wel, ons kan ons nou sien hierso. Vanaf 1995 was dit die hoeveelheid grond, tot 2010 was daai, en dan is daar soos dit jou insekdoder, hoeveelheid insekdoders. Jy kan duidelik die patroon sien. Is hoe meer grond gebruik is om die BT-mielies aan te plant, was daar 'n afname gewees in die hoeveelheid insekdoder wat gebruik is. Jy kan dit van die grafiek af, van die tabel se data afkry. Noem 2 ander eienskappe van plante. Hulle vra net vir jou 2, so daar's heel wat ander eienskappe, maar dit verhoog die kwaliteit. Die mielies is groter, dit verwyder minder voedingsstowwe uit die grond uit. Dis meer ryp bestand, dis meer droogte bestand. Dis meer siekte bestand, dit gee vir jou 'n langer raklewe. Daar's 'n hele klomp goeders wat jy kan noem, maar hulle vra natuurlik net vir 2. Wees net baie versigtig by hierdie tipe vrae om meer as 2 dinge neer te skryf, want hulle merk in elk geval net die eerste 2 as hulle vra vir 2. So maak seker jy skryf die 2 neer wat definitiewe punte is. Asseblief moenie 3, 4, 5, 6 verskillende goeders gaan skryf nie. Dan teken 'n staafgrafiek, maar kyk nou mooi so wat die persentasie grond voorstel wat gebruik is om BT-mielies vanaf 1995 tot 2010 aan te plant. So hulle soek nie die inligting van die 3de kolom nie. Dis net 'n staafgrafiek van die 1ste en 2de kolomme. Alright, so wees ook dan natuurlik baie versigtig. Het ek vir julle 'n uiteensetting gegee wat ek die hele tyd vir julle sal doen, so julle presies kan sien waarvoor julle punte kry in 'n grafiek. En onthou, hierdie grafiek kom van die departementele memorandums af. Nou, ek sal dit net 'n klein bietjie verander het. Ek sal op my X-as hier in die onderkant, net vir veiligheid, so ek gesê het tyd en in hakies jare gesit het. Alright, maar hierdie soos ek sê, kom direk van hulle af. Nou, jy gaan definitief 'n punt kry vir jou opskrif, maar jou opskrif moet altyd jou afhanklike en jou onafhanklike se inligting insluit. So jy kan sien, dis definitief gaan oor die persentasie grond wat gebruik is vir die BT-mielies vanaf 1995 tot 2010, of jy kan alternatief sê oor 'n verloop van 15 jaar ook. Dit sal hulle ook aanvaar. Right, en dan moet jy asseblief net onthou, omdat dit 4 stelle inligting is, al is dit 0 in 1995, moet jy dit nog steeds aandui, want dis wat hulle vir jou vra vanaf 1995, so daar gaan nie 'n kolommies hier wees nie, maar jy dui dit net aan met 'n nulletjie, en dan natuurlik 20, 40 en 60%. Ander ding is waarvoor jy ook punte kry is die skaal. So wees versigtig om jou skale te hoog te laat hardloop. Nou right, hierdie is nou 100% gewees, maar sê nou argument sal by jou data het net gegaan tot by 25%. So ek nie is my as tot by 100 gemaak het nie. Ek sou dit gemaak het tot by 30% of 40%, maar nie die totale hoeveelheid nie. Alright, soos hierdie ene sou ek net gemaak het, sê net maar tot 70%, omdat ons hoogste kolom, die hoogste persentasiewaarde is maar 60%. En hoe groter jou grafiek is, hoe makliker is dit vir die mense om agter te kom, jy weet presies, jy het korrek afgelees. Dit maak net meer akkuraat, maar in any case. Leigh-syndroom is 'n seldsame outomale resessiewe genetiese afwyking wat die sentrale senuweestelsel by jong kinders affekteer. Hierdie toestand kan ook volwassenes affekteer en lei in die meeste gevalle tot die dood by kinders op 'n vroeë ouderdom. Hierdie stamboomdiagram hieronder toon die oorerwing van hierdie afwyking in 'n gesin. Die alleel kleinlettertjie B word vir geaffekteerde individue gebruik. Met ander woorde, dit is resessief in hierdie voorbeeld. Wat word met die term autosomaal resessief bedoel? Wel, autosomaal beteken dit is 'n geen wat definitief gaan voorkom op kromosome 1 tot 22, alright? En dan obviously 2 van hierdie kombinasies sal dan uitgedruk word in die fenotipe, sal die toestand veroorsaak. 2.3.2, skryf die letter neer. Nou, dis nou A, B, C, D, daai letters. Van die kind wat waarskynlik in die F2 generasie sal stel, waar jy kan sien hier, die F2 generasie is die heel onderste generasie, hoor. Daai is jou ouers, dis jou eerste generasie F1, en dit sal jou F2 generasie wees. Maar jy kan sien die geaffekteerde is hierdie ene, so dis letter H.
2.3.3 beskryf hoe die kind wat in vraag 2.3.2 genoem is met Leigh-syndroom geaffekteer geword het. Wel, die feit dat hy geaffekteer is, beteken hy moet homosegoties resessief wees, wat doodeenvoudig beteken, elkeen van hierdie ouers moes 'n alleel vir hom laat erf het, om daai homosegoties resessief wees, 'n resessiewe alleel. So beide hierdie ouers, kan ek vir jou nou sê, is heterosegoties. Daar is hy. Noem Mendel se wet van dominansie, wat in die fenotipes van individue K, L en M bestaan. Daar is hy. Nou hier kan jy sien, die rede hoekom hulle dit vir jou vra is, want jy kan sien, een van hierdie ouers is nie geaffekteer nie, terwyl die ander ouer is, die pa is definitief geaffekteer. So hierdie pa is homosegoties resessief. Die enigste manier hoe hierdie kinders nie geaffekteer is, is hierdie moeder homosegoties dominant is. En dit is waaroor die wet van dominansie gaan, is dat sodra daar 'n alleelpaar is, en daar's 'n dominante alleel teenwoordig op die alleelpaar, sal daai dominante fenotipe uitgedruk word in die nageslag, en dit is iets wat jy sal kry by volledige dominansie. Daar moes eintlik gestaan en noem die kruising van dominansie, want in die fenotipes van individue K, L en M bestaan, van die manier hoe hulle hierdie gestel het, mag sekere kinders bietjie te mekaar maak. Verduidelik jou antwoord in vraag 2.3.4, ek het dit sopas vir julle verduidelik. 2.4, Brous-X-syndroom is 'n geslagskoppelde afwyking, dominante oorerwing bedoel ek. Die alleel wat hierdie toestand veroorsaak, is dominante X met 'n hooflettertjie R. Dan nou die afwyking toestand hierso is dominant. Terwyl mense sonder Brous die resessiewe alleel XR het. So nou vra hulle, noem die fenotipe van individu met genotipe X, dit R. So jy kan duidelik sien, is XX, soos weer is 'n vrou, en omdat hoofletter R in hierdie geval die geaffekteerde syndroom is, gaan jy sê dis 'n vrou met Brous-X-syndroom. Daar is hy. Verduidelik waarom beide mans en vroue gelyke kanse het om Brous-X-syndroom te ly. Beide mans en vrouens se chromosoom het 'n X binne dit, en dit hoef net, en omdat dit te dominant is in hierdie geval, hoef jy net daai X met die dominante alleel op die chromosoom teenwoordig te hê, wat beteken beide gaan dit hê. 2.4.3, 'n man met genotipe X, groot RY, trou met 'n vrou met genotipe XRR, gebruik 'n genetiese kruising om die waarskynlikheid dat hierdie paartjie 'n seun met Brous-syndroom gaan kry te verduidelik. Nou, jy is gelukkig dat hulle vir jou actually die genotipes van die ouers hier gee. Alright, gewoonlik gee hulle dit nie vir jou nie, en jy moet dit actually self kry. So indien hulle dit nou nie vir jou gegee het nie, sou hulle gesê het hierso, 'n man met Brous-syndroom trou met 'n vrou sonder Brous-syndroom. Alright, maar het hulle dit vir jou maklik gemaak en klaar die genotipes vir jou gegee. So daar is jou kruising vir jou. Nou ek het klaar met julle gesels daaroor, maar in hierdie geval vra hulle spesifiek vir jou om 'n stappie verder te vat. Dis nie net 'n kruising tussen die twee ouers nie, maar hulle wil ook hierdie waarskynlikheid dat hierdie paartjie 'n seun met Brous-syndroom gaan hê. En as jy gaan kyk na hierdie kruising op die einde, daar's 'n vrou met Brous-syndroom, daar's ook 'n vrou met Brous-syndroom, hier is 'n seun sonder dit, en daar's 'n seun sonder dit. So die kans dat 'n seun dit gaan kry is 0%. Die diagram hieronder toon die oorerwing van bloedgroepe in 'n familie. Wel, hardloop ons daar is Bobs en Ans en allerhande mense, Chris en Attie. Ja, Attie en Chris, interessant dat hulle kinders kan kry hierso. Dit is seker maar bynaam vir Athena nie. Kom ons hoop so. Anders gaan dit nie moontlik kan wees nie. Neem die soort diagram, ons weer is 'n stamboomdiagram. Gee die getal allele wat bloedgroepe beheer, ons weer is nou al 3. Hoeveel generasies, daar kom die vraag weer, en jy kan sien, daar is die ouer generasie, daar is die eerste nageslag, en daar is die tweede nageslag, so jy 3 generasies. 2.5.4, Lina se genotipe is IAI, noem al die moontlike genotipes van Woesie. Wel, jy kan duidelik sien, een van die kinders is klein I. So Woesie kan of wees IA, klein I, of hy kan wees IB, klein I, of hy kan wees II, klein I's. There you go. Gee die genotipe van Bob. Want as jy kan kyk, hierso is Bob, daar is Bob. So daar is 'n bloedgroep O, daar is 'n bloedgroep O. Bob kan net klein I wees. Okay, dis al. Gee die naam van die individu wat kodominansie vertoon. Kodominansie sal hierso wees, kom ons kyk, daar is daai, hierso.
dit gaan net en wees, want onthou as Bob klein I is, maar hier's 'n kind met 'n bloedgroep B en 'n kind met 'n bloedgroep A. Enigste manier hoe hulle daai twee bloedgroepe kan wees is as N bloedgroep AB is. As hy. Polydactyl is 'n toestand wat tot ekstra vingers en tone lei. Dit word deur 'n dominante alleel. Onthou die afwyking is dominant. 'n Man wat heterosegoties vir polydactyl is, met ander woorde, hy gaan groot R klein r wees, het 'n vrou wat nie polydactyl is, met ander woorde, sy gaan klein r wees. Gebruik dan die letters en doen 'n genetiese kruising. OK, daar so het jy dit. En dis presies as ek gesê het. Maar onthou hierdie keer wil hulle ook weet wat is die kans. OK? Doen 'n genetiese kruising om die persentasie kans dat hulle kinders polydactyl sal hê. So daar het jy dit. 50% kans. OK, want daar's 'n 2-tot-2 verhouding en dit gee vir jou 1-tot-1 wat beteken 50-50. Dis 'n 50% kans dat die kinders polydactyl gaan wees. Kyk, by perde is rooi haar, pelskleur, hoofletter B, gaan hy poegie alweer hier verby, dominant oor swart haar, pelskleur B, en gladde hare, H is dominant oor krullige hare. Nou, hier is 'n klomp, al hierdie vrae te doen met die hybride kruisings, en julle moet die hybride kruisings kan interpreteer. Nou is een vraag, dink ek, op hierdie bladsy, of die volgende ene, waar dit my nogal snaaks is dat hulle vir julle dit gevra het, want hulle verwag nie dat julle die Punnett-diagramme kan opstel daarvan nie, tensy jy dit gaan leer uit jou kop uit, maar ons sal nou daarso by uitkom, dus actually by 2.7.5. Gee een rede waarom hierdie 'n voorbeeld van 'n hybride kruising is. Hulle vra dit ook gereeld, maar is dood eenvoudig, want dis is twee eienskappe betrokke by hierdie kruising, hoor. Noem die tipe seleksie wat 'n boer in staat stel. Ons praat van kunsmatige seleksie, hoor. As jy self selekteer vir sekere eienskappe, is kunsmatige seleksie. Stel een rede voor waarom die boer vir baie geslagte swart haar bedekte perde met krullerige hare geteel het. Want dit is die gewenste eienskappe, dis hoekom hy dit doen. 2.7.4 noem die genotipe van die ouer wat swart pels met krullerige hare. Onthou, swart pels is resessief, krullerige hare is ook resessief. So die enigste manier hoe dit in die fenotipe getoon is dat hulle homosegoties resessief is. So dis klein b en klein h. Daar is hy. Die gemeente van 'n perd wat heterosegoties is. Met ander woorde, dis groot B en groot H klein h. Soos jy die oorkruising tegniek doen, gaan jy groot B groot H kry, groot B klein h, klein b groot H en klein b klein h. Daar is hy. Hier is die vraag, bepaal die fenotipiese verhouding van die nageslag wat geproduseer sal word indien twee heterosegotiese perde vir beide eienskappe gekruis is. Nou, dis die bekendste kruising wat julle gevra word om te interpreteer van 'n hybride kruising, is as die beide ouers heterosegoties is. Nou, in hierdie geval, as ek sê, ek ken dit nou al, en dis 9-3-3-1. Ek ken hierdie fenotipiese verhouding al uit my kop uit, maar net om vir jou te sê, wys hoe die mens daarby uitkom het, ek gou sommer met paint gou dit gedoen, en dan kyk daar, so hier is die gemeente, B groot BH en groot B en dit, so daar is die gemeente as hierdie twee heterosegotiese ouers met mekaar gekruis word, en dan doen jy hierdie kombinasies, wat jy daar het, en soos wat jy sal sien, as jy gaan kyk na waar kom hy 9 vandaan, is 9 beteken natuurlik beide dominante kenmerke moet getoon word in die nageslag, en dit sien jy hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Daar is jou 9. En 3 van hulle gaan een dominant en een resessiewe kenmerk. Met ander woorde, dit gaan swart en krullerig wees, of dit gaan, wat is die, ek kan nie eens meer die ander kleur onthou nie, maar verstaan, gaan 'n kombinasie van 'n homosegoties en 'n resessief wees, alternatief vir die twee eienskappe, en dan hy enetjie aan die einde, gaan homosegoties resessief wees vir beide die eienskappe. Dis daai is die enetjie wat jy daar so het. So ja, so is nogal vir my 'n halwe onbillike vraagie gewees om vir julle te vra, om van julle te verwag, om daai uit julle koppe uit te ken of te kan doen. Want gewoonlik sê hulle jy moet net die hybride kruisings kan interpreteer. Maar in die case, berei hulle maar voor vir moontlik so 'n tipe vraagie, in geval dit opduik. By 2.8, by somerpampoenplante is wit vrugkleur, hoofletter B, dominant oor geel vrugkleur, klein lettertjie B, en ronde vrugte, hoofletter D teenoor ovale vrugte. Dan sê hulle vir jou somerpampoenplant wat homosegoties is vir wit rond. Met ander woorde, dit gaan groot B wees,
en groot D, word gekruis met 'n plant wat homosegoties vergeel en ovaal. Met ander woorde, die kruising is homosegoties dominant vir beide eienskappe met homosegoties resessief vir beide eienskappe. Noem die genotipes van die P en ouers, wel ons het dit nou vir jou gesê, groot B en groot D, gekruis met klein b, klein d. Daar's hy. Die fenotipes van die F1 generasie. So jy het nou klaar hierdie kruisings gedoen. Nou die fenotipes gaan ek vir jou nou reguit sê, gaan almal van hulle gaan wit vrugte hê en dit gaan rond wees. Daar's hy, wit ronde vrugte. Twee plante wat heterosegoties vir beide kenmerke is gekruis. Weereens, soos ek vir jou sê, dis jou mees gunsteling kruising wat jy het, is twee heterosegotiese. Gee al die mondelike genotipes in die gemeente wat gevorm sal word. Wel, ons het dit klaar gesê, dis groot B, groot D, dis groot B, klein d, dis klein d, groot D, klein b, groot D en klein b, klein d. Daar's hy. So ja, sit net die komma of die en tussenin, laat die mense weet jy is bewus van dat dit gemeente is. Hoeveel plante in die volgende generasie sal waarskynlik geel en ovale vrugte hê? Wel, geel en ovaal moet beteken dat homosegoties resessief wees vir beide eienskappe. En ek het vir jou nou gewys, daar's net een van hulle. Onthou jy daai 9, 3 tot 1 verhouding wat jy het in die fenotipe, as beide ouers heterosegoties is. So ja, so dit gaan net een wees, maar eintlik is dit nie korrek nie, want dit is te sê hierdie plante gaan een wees uit die 16 uit nie. Daai kruisings gee vir jou 'n waarskynlikheid, 'n persentasiekans, so dis eintlik 1 uit 16 uit, 'n persentasie wat jy gaan hê, en nie 1 nie. Maar dit is soos dit op die memorandum is, so skryf dit maar so. Gee die mondelike genotipes van beide ouers wat gekruis word, indien 'n boer somerpompoene wil hê, wat slegs, daar het ek dit nou klaar vir julle ingesit, wit ovale vrugte het. Ja, so daar is jou kombinasies wat jy kan hê. 2.9, die eiervrugplant dra eetbare vrugte, wetenskaplik is doen die oorerwing van 2 gene, een vir stingelstekstuur en die ander vir vrugvorm bestudeer. Die stingels kan glad of stekelerig wees, terwyl die vrugvorm rond en verleng kan wees. Noem die tipe kruising is die hybride kruising. Noem die dominante eienskap vir stingeltekstuur, wel die dominante eienskap hierso is glad, en dan die resessiewe eienskap vir vrugvorm is verleng. Waar is hy? Kyk, 2.9.3 gee die A genotipe van 'n plant met 'n stekelerige stingel en verlengde vrugte. Wel, beide hierdie eienskappe is resessief. So die enigste manier hoe dit uitgedruk word in die fenotipe is dit homosegoties resessief wees. So dit moet klein n wees en klein r wees. Waar is hy? En dan die fenotipe van 'n plant met 'n genotipe groot N, klein n en groot R. Wel, die wet van dominansie sê as daar 'n alleelpaar is met 'n dominante alleel in, sal daai alleel uitgedruk word in die nageslag en groot N is glad. Hier is homosegoties dominant, so dit gaan definitief uitgedruk word soos glad en rond. As hy